Kom ons raak stil voor die Here. Berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond sal nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord vanmôre op die groet van die Here deur 'n lofpsalm saam te sing tot eer van sy naam, Psalm 9. Psalm 9, ons gaan saam sing die 1ste, die 7de, die 9de en die 10de vers. Vers 9, bewys aan my genade, Heer, en sien op my ellende neer, U wat my aan die dood ontruk het. Kyk hoe my haters my verdruk het. Dan vind my tong weer nuwe stof in Sion's poort. Meld ek u lof. Dan sing ek bly van u genade, so groot in nuwe reddingsdade. Vers 1, vers 7, vers 9 en 10 van Psalm 9. Geliefdes, nadat ons na die Here se wet geluister het vanmôre, gaan ons skuld bely deur Gesang 69, die 3de vers saam te sing. Gesang 6:9, die 3de vers. Ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely vanuit hierdie lied. Geliefdes, wanneer ons na die Here se wet luister, dan besef ons hoe onwaardig ons is. Daarom is die wet van die Here nie net nodig om te hoor sodat ons kan weet wat is reg en wat is verkeerd en ook te hoor waar ons oortree het nie, maar die wet van die Here speel 'n baie belangrike rol in ons lewens
om ons te herinner aan die grootheid van God se genade. Want as ek weet, dit is wat God eis, en ek besef hoe ver ek tekort skiet, en ek weet die Here het my nog steeds lief op grond van Christus, dan besef ek hoe groot is die genade. Maar as ek nooit die wet gehad het nie, as ek nooit weet wat God van my eis nie, dan sal die Here se genade vir my klein word. So kom ons luister vanmôre na die Here se wet, om weer eens bewus te raak van ons eie sondes, en daardeur bewus te raak van die grootheid van sy genade. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of iets wat van jou naaste is nie. Lees ons wat die wyse en die gesindheid moet wees waarmee ons skuld voor die aangesig van die Here moet bely. Daniël sê daar in sy gebed bely hy teenoor die Here, nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Met ander woorde, ek kom nie na u toe met my gebede, met my versoeke, omdat ek iets van u verdien nie, maar omdat u 'n barmhartige God is. Ja, wie sy skuld voor die Here bely en vasgryp soos Daniël aan hierdie barmhartige en genadige karakter van God, soos wat hy dit aan ons geopenbaar het deur ons Here Jesus Christus, so iemand se sondes sal vergewe word. Wie egter in sy opstand teen God volhard, sal ook beleef dat God 'n regverdige God is, wat elkeen volgens sy dade sal oordeel. Geliefdes, dit is natuurlik belangrik
dat ons nie net ons skuld voor die Here bely nie, maar ook dat ons sal bely dat ons glo in Jesus Christus, want skuldbelydenis sonder Christus beteken niks. Jy kan jou skuld bely, maar op grond waarvan bely jy dit? Jy kan sê jy is jammer, maar watter betaling het jy om aan te bied? Die enigste waaraan ons kan vashou is die betaling van Jesus Christus aan die kruis, en daarom is dit so nodig dat ons gereeld ons geloof in die drie enige God en in die besonder in Jesus Christus en sy werke sal bely. Kom ons staan en dan bely ons nou ons geloof aan die hand van die 12 artikels, en u spreek dit soos volg hardop vanoggend saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, u kan die Bybels oopmaak vanoggend by Daniël, hoofstuk 9. Daniël 9, ons gaan die eerste 19 verse saam lees. Daniël 9 vanaf vers 1. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê: Ag Here, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan. En na die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God,
want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem, soos in die wet van Moses geskrywe is. Al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede, en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat u volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig. Ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al u geregtigheid, u toorn en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word, want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou ons God, na die gebed van u knegt en na sy smeekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor. Open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here, hoor. Here, vergeef. Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is die tweede gedeelte van vers 18. Want nie op grond van ons geregtigheid werk ons smeekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Kom ons bid nou saam. Aan u kom ons lofsang toe, o God, in Sion. En aan u moet die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar u, Here, u versoen ons oortredinge. Welgeluksalig is hy wat uitgekies is. Hy wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, ook vanoggend. Ons wil versadig word met die heiligheid van u paleis. Vreeslike dinge antwoord u ons in geregtigheid, o God, van ons heil. Vertroue van al die eindes van die aarde en aan die verste see. Wat die berge grondves deur u krag, wat omgord is met mag. Wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke. Sodat die bewoners van die eindes van die aarde vrees vir u tekens. U laat die uitgange van die môre en van die aand jubel. En dit is met daardie vreugde, Here, wat ons ook vanmôre hier in die huis saam is. Met die wete dat ons versoen is ten spyte van ons ongeregtighede. Met die wete dat u ons uitgekies het om vanmôre in u aangesig te mag
voor u aangesig te mag verskyn en na u stem te mag luister. En daarom wil ons voor u neerbuig en aanbid. Want u is die God wat ons gemaak het. U is die God wat ons liefhet. U is die God van genade, wat ons nie verwerp ter wille van ons oortredinge nie. Dankie o Here vir ons saamwees vanoggend. Dankie vir die gemeenskap van die gelowiges wat ons kan beleef hier in die huis. Dankie dat u dit in ons harte gewerk het, o Heilige Gees, om vanmôre met 'n groot begeerte, met vreugde hier na die huis op te kom, om te hoor wat u vir ons wil sê. Daarom bid ons dat u dit nou sal stil maak in ons harte en ons gedagtes ook sal rig op dit wat u, o Heilige Gees, aan die gemeente wil sê. Ons bid dit in Christus se naam alleen. Amen. Geliefde broeder en suster van ons Here Jesus Christus, ons Afrikaners het met die jare sekere kenmerkende maniere ontwikkel waarop ons gebede afsluit. Een van die maniere waarop baie mense graag hulle gebede afsluit, is ons vra nie hierdie dinge omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit uit genade alleen. Partykeer kort ons dit sommer net af en ons sluit ons gebede af met die woorde uit genade alleen. Amen. Maar het jy al gedink, geliefdes, wat ons daarmee bedoel wanneer ons gebede met hierdie woorde afsluit? Is dit dalk maar net 'n manier waarop ons aandui vir die mense wat na ons gebede luister, dat ons nou naby gekom het aan die einde van ons gebed? Hulle kan nou gereed maak, want net hierna gaan ons amen sê. Of is hierdie woorde dalk 'n wesenlike element waarsonder geen gebid kan word nie? Vanoggend wil God met ons deur sy Gees praat en vir ons leer waarom hierdie woorde eintlik baie meer as maar net 'n gepaste afsluiting vir ons gebede behoort te wees. Want as dit nie vir God se genade was nie, dan het niemand van ons die reg gehad om enige iets van God te vra nie. Hier in Daniël 9 kry ons seker een van die beste voorbeelde van gebed in die Ou Testament. Daniël het die boek Jeremia bestudeer. Ons lees hier, hy het die geskrifte bestudeer en hy het agtergekom dat dit wat die Here aan Jeremia gesê het, dit wat hy voorspel het deur die profeet Jeremia, byna op 'n einde moet wees. Daniël ken die omstandighede van sy volk wat in ballingskap is. Hy weet van hulle behoefte na verlossing. Hy weet dat hulle behoefte het om terug te keer na hulle land en dit wat in pyn lê, die pynhope van hulle stede en van hulle huise en van hulle landerye en in die besonder die pynhoop van die tempel, om dit weer op te bou. Daarom kom bid hy nou in hierdie gedeelte dat God sy gebed sal verhoor en aan hulle verlossing sal gee, sodat hulle kan terugkeer na hulle land. Wanneer 'n mens hierdie gebed van Daniël bestudeer, geliefdes, dan merk 'n mens 'n hele paar interessante dinge op. Daniël se versoek in hierdie gebed is eintlik heel eenvoudig en ons sou dit in 'n enkele sinnetjie kon saamvat en sê, al wat hy van die Here eintlik vra in hierdie gebed is, Here, bevry ons. Here, laat ons terugkeer. Maar in plaas daarvan dat Daniël uit die staanspoor in hierdie gebed van hom met sy versoek in die huis val, word 'n baie groot deel van Daniël se gebed in sy beslag geneem deur skuldbelydenis. Daniël bid seker vir 15, 16 verse en al wat jy hoor is, Here, ons is skuldig, Here, ons het oortree, Here, ons het gerebelleer. Eers heel aan die einde kom hy by sy eintlike versoek uit. Nou wat ons hieruit leer, is dat skuldbelydenis
eintlik 'n baie belangrike deel van 'n mens se gebed behoort te wees. Tog is daar baie misverstand onder ons gelowiges oor die doel van skuldbelydenis in ons gebed. Luister maar 'n bietjie hoe ons skuldbelydenis aanwend wanneer ons self bid en wanneer ons met die Here praat. Kyk die kontras tussen ons gebede en Daniël se gebed. Daniël begin met omtrent 15, 16 verse van skuldbelydenis. En dan kom vra hy. Maar as ons bid, dan begin ons met omtrent 15, 16 verse van al die versoeke wat ons tot die Here wil rig. En dan sluit ons af met 'n kort skuldbelydenis aan die einde. En vergewe asseblief uit genade ons sonde om die naam se wil aan. Amper asof dit so 'n tipe nagedagte is, vra ons die Here om ook ons sondes te vergewe. Ons besef dit moet iewers in ons gebede kom, maar ons is nie altyd presies seker hoekom moet dit regtig deel van my gebed wees nie. Baie mense sit skuldbelydenis in hulle gebede in omdat hulle voel as hulle dit nie gaan insit nie, dan het hulle gebed nie so 'n goeie kans om deur God verhoor te word nie. Ons reken as ons dit uitlaat, dan is die kans dalk groot dat die Here nie my gebed gaan verhoor nie. En ons maak dieselfde fout, geliefdes, wanneer ons ook praat oor verootmoediging. Ons roep mekaar en ons roep ons volk baie keer op tot verootmoediging voor die Here. Ons sal ook met mekaar saamstem dat wanneer 'n mens verootmoedig, dan is skuldbelydenis 'n baie belangrike deel van daardie verootmoediging. Maar ons is nie almal eens oor die doel van daardie skuldbelydenis nie. Baie mense sal vir jou sê, voordat ons nie ons skuld voor die Here bely nie, sal hy ons nie red of ons gebede beantwoord nie. Sien nie wat maak ons met ons skuldbelydenis? Skuldbelydenis raak die voorwaarde vir God se reddende genade. Ek besluit, God sal my nie verhoor en nie vir my gee as ek dit nie bid nie. Wanneer ons skuldbelydenis op so 'n wyse in ons gebede aanwend, broers en susters, dan is dit niks anders nie as maar 'n vorm van selfregverdiging. Nou wat bedoel ons daarmee? Selfregverdigende skuldbelydenis beteken ek bely my skuld voor God om myself voor hom te regverdig. Ek bely nie noodwendig my skuld omdat ek berou het oor my sonde of omdat ek skaam is daaroor dat my sonde die eer van God aangetas het nie. Ek bely my skuld omdat ek eintlik vir God 'n rede wil gee waarom hy my gebede behoort te verhoor. U moet hoor, Here, want sien, ek het my skuld bely. Ek gebruik skuldbelydenis as 'n soort betaling waardeur ek God se arm probeer draai om vir my al die ander dinge wat ek in my gebed gevra het te gee. God werk egter nie so nie, geliefdes. God skuld niemand van ons iets nie. Selfs al bely ons skuld voor hom. Nou ontstaan die vraag natuurlik in 'n mens se gemoed, maar is skuldbelydenis dan oorbodig? Moet ons maar net vra wat ons wil hê sonder om ons skuld te bely? Nee, geliefdes. Skuldbelydenis bly altyd 'n wesenlike en 'n baie belangrike deel van ons gebed, soos hierdie gebed van Daniël ons ook leer en soos die Here Jesus onsself geleer het in die Onse Vader toe hy gesê het julle moet bid en vergeef ons skulde. Wat ons egter moet weet is dat skuldbelydenis nie 'n towerstafie is nie. Dis nodig dat ons ons skuld altyd voor God sal bely wanneer ons bid. Want sonder skuldbelydenis sal ons nooit die grootsheid van God se genade besef nie. Skuldbelydenis herinner my aan die afstand
tussen my en God. Skuldbelydenis herinner my aan wie God is en wie ek is. En daarom is skuldbelydenis so belangrik, want sonder skuldbelydenis sal ek nooit weet hoe afhanklik ek van hierdie God se genade is nie. Ons vra immers nie dinge in ons gebede op grond van ons skuldbelydenis nie. Ons vra dinge in ons gebede op grond van God se genade. Die woordjie genade, geliefdes, beteken dat 'n mens iets kry wat jy nie verdien nie. Wanneer 'n mens dink jy verdien iets, jy verdien dat iemand vir jou goed is, jy verdien dat iemand jou moet vergewe, en jy kry dan daardie ding verniet, dan besef 'n mens nie altyd wat so voorreg dit is nie, wat so stuk genade dit is om dit te ontvang nie, want jy het in elk geval gedink jy verdien dit. Iemand wat egter weet dat hy niks verdien, dat hy inteendeel die teenoorgestelde reaksie verdien as dit waarop hy hoop, en dan dit kry wat hy nie verwag nie, so iemand het baie groter begrip en baie dieper waardering vir wat dit beteken om iets uit genade te ontvang. Dieselfde met skuldbelydenis en gebed. Wanneer ons Daniël se gebed 'n bietjie dieper bestudeer, geliefdes, dan kom ons agter dat alhoewel skuldbelydenis 'n baie groot deel van sy gebed uitmaak, hy het dit nooit gebruik in hierdie gebed om sy pleidooi by God te regverdig nie. Sy pleidooi, sy skuldbelydenis, is nie voorwaardelik nie. Hy kom nie by die Here en sê, Here, ek het al hierdie sondes van my volk nou bely, nou moet jy antwoord nie. Want Daniël het geweet, God skuld hulle niks nie. Daniël kom pleit nie hier op grond van sy eie geregtigheid of die volk se geregtigheid nie. Sy gebedsversoeke berus nie op wie hy is of wie sy volk is nie, of wat hulle vir God kan aanbied nie, want hy weet hulle kan eintlik niks aanbied om God te oortuig om op hulle versoeke te reageer. Daniël het die Here geken, broers en susters. Uit hierdie gebed van hom is dit baie duidelik dat Daniël 'n intieme verhouding met God gehad het. Lees hier bietjie vers 4. En ek het tot die Here, my God, gebid. My God. God is nie vir Daniël 'n ver God nie. God is vir Daniël 'n persoonlike God. Hy het in 'n verhouding met hom geleef. En hy het nie net vir God gebruik om dinge te kry wat hy of sy volk nodig gehad het nie. Omdat Daniël vir God so persoonlik geken het, het hy ook geweet dat hy niks het op grond waarvan hy hierdie God kan nader nie, want hy ken hierdie God, hy weet hoe hy werk, hy weet wie hy is. En ten spyte daarvan dat die straf op die volk se oortredinge uitgedien is, want onthou die Here het deur Jeremia gesê 70 jaar sal die volk in ballingskap gaan as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, en Daniël besef, maar die 70 jaar is amper op einde. Ten spyte daarvan dat hierdie straf uitgedien is, bely Daniël steeds in vers 7 die kontras tussen God en sy volk. Hy sê, aan U, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig. Daniël is soos 'n bakhand bedelaar wat weet hy verdien niks nie. Hy besef sy eie en sy volk se bankrotskap voor God. Geliefdes, besef ons dit wanneer ons bid? Besef ons bankrotskap? Besef ons dat al het Jesus Christus die prys vir ons sondes betaal, ons in onsself steeds niks by God verdien nie. Besef ons dat as die Here wil, hy nie nodig het om een van ons gebede te beantwoord nie. Die mens lees so baie boeke oor gebed en verskillende mense se filosofieë oor wat jy moet bid en hoe jy moet bid sodat God jou gebede kan beantwoord. Dat ons hierdie belangrike waarheid baie keer vergeet.
Party mense dink as hulle gebeds-SMS'e aanstuur en nie die ketting verbreek nie, dan gaan God nou nie 'n keuse hê as om hierdie gebed te beantwoord. Ander mense redeneer weer, hoe meer mense ons bymekaar kan maak om saam te bid, hoe groter is die kans dat die Here ons gebede sal verhoor. Nog ander mense dink, wanneer ons tekste soos Jabes se gebed net nabid, ons moet presies bid soos Jabes gebid het, dan sal God nie anders kan as om ons gebede te beantwoord nie. Die probleem met al hierdie benaderings, broers en susters, is egter dat dit vertrek vanuit die veronderstelling dat God ons iets skuld. Dit vertrek van die veronderstelling dat God in ons diens staan en vir ons moet gee wat ons vra. Dis egter nie waar nie. Hy skuld ons niks. Want hy is die groote en gedigte God, hy is die soewereine God, hy heers oor alles en alles, almal uit ons nie nodig nie. Hy is die God van geregtigheid en ons is sondaars. Ons is soos die volk van wie Daniël hier bid. Ons rebelleer elke dag teenoor die Here. Ons oortree sy wette en sy insettinge, soos vers 5 sê, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom. Daniël besef dat al is sy volk se sondes die straf op daardie oortredinge van hulle betaal, is hulle steeds nie engeltjies nie. Is hulle nog steeds afhanklik van God se genade. Hy weet, hulle verdien nie God se goedheid nie. Dis waarom skuldbelydenis so belangrik is. Dit skuldbelydenis laat jou besef dat maak nie saak wie jy is of wat jy al in die lewe bereik het nie. Ek het steeds niks om aan te bied nie. Omdat Daniël vir God so goed ken, weet hy dat dit hom niks sal help om op sy eie geregtighede staat te maak as rede waarom God sy gebed moet verhoor nie. Al wat sy skuldbelydenis doen, is om sy fokus al meer op die genade van God se karakter te vestig. Daarom breek dit stukkie vir stukkie deur in sy gebed, dat die een saak waarop hy hom beroep, die een saak waarop hy staat maak, is die genade van die Here. Vers 9 bely Daniël, by die Here ons God is barmhartigheid en vergewing. As sy skuldbelydenis laat hom besef dat al waarop hy regtig kan aanspraak maak, is daardie deel van God se karakter, dat hy 'n barmhartige God is, 'n genadige God is, wat vergewe. Daniël se skuldbelydenis, sy eie leegheid en bankrotskap, het hom net nog stywer laat vasgryp aan die genade van God. In vers 15 sien ons ook hoe Daniël vashou aan God se genade en barmhartigheid in die verlede. Dis asof hy vir God wil herinner, hy sê, Here, ek weet ons is sondaars, maar U is tog 'n genadige God. Onthou U hoe U ons vaders uit Egipte land uit verlos het, verlos ons tog weer so. En dan in vers 18 bid hy, neig U oor, my God, en hoor. Open U oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar U naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeekinge voor U aangesig neer nie, maar op grond van U groote barmhartigheid. Nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar op grond van U groote barmhartigheid. Die gronde van Daniël se versoeke is nie sy eie geregtigheid nie, maar God se genade. Dis hoekom hy na God toe gaan. Liewe broer en suster,
Waarop maak jy staat wanneer jy bid? Ken jy vir God goed genoeg dat jy weet die enigste rede waarom jy iets van hom kan vra, is omdat hy 'n genadige God is? Het jy al sy genade gesmaak in jou lewe? Partykeer gebeur dit dat 'n mens se skuldbelydenis jou so ver van God verwyder laat voel, dat jy reken, ek is nie eens sy genade waardig nie. Maar die goeie nuus is vanoggend dat God se genade vir elkeen toeganklik is. Maak nie saak hoe lank jou lys van skuldbelydenis is nie. Want God se genade het vir ons toeganklik geword deur ons Here Jesus Christus. Geliefdes, Daniël maak aanspraak op God se genadige karakter in hierdie gedeelte, omdat hy weet, die straf vir die volk se oortredinge is uitgedien. Maar Daniël bely nog steeds sy sondes en die volk se sondes, want Daniël besef ook dat hierdie 70 jaar wat hulle in ballingskap was, wat die Here hulle gestraf het vir dit wat hulle verkeerd gedoen het, hierdie 70 jaar is nie naaste by genoeg om te betaal vir hulle sondes nie. Daarom as 'n mens net so 'n bietjie verder lees in Daniël 9, dan sien ons dat die engel Gabriël by hom kom en sê dat die Here vir hom beloof daar sal 'n Messias kom. Dan gaan iemand kom wat die volle prys gaan betaal. Want sien broers en susters, God se genade is nie goedkoop nie. Toegang tot God se genade het 'n prys en ons kan nie daardie prys betaal nie. Daarom het God Jesus Christus sy seun gestuur, die ware Israel, die een wat 'n baie swaarder straf sou dra as 70 jaar se ballingskap, die een wat aan die kruis gehang het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Op sy skouers het die straf van elkeen van ons se sondes gerus. Hy is deur die Vader as 'n vervloekte behandel, sodat elkeen wat in hom glo, nou deur God in genade aangesien kan word. Jesus Christus is die rede, die enigste rede, waarom ons toegang het tot God se genade in ons gebede. Jesus Christus gee betekenis aan die manier waarop ons gebede afsluit. Jesus Christus se kruisdood maak dit moontlik dat ek mag bid, uit genade alleen vra ek dit. Sy kruisdood was die prys. Dit wat ons vir God onaanvaarbaar maak. Dit wat my weerhou om tot God te gaan met die noodkreet hier binnekant my, dit wat my onwaardig laat voel om my versoeke aan sy voete te plaas, dit het die Here Jesus juis op sy skouers geneem. Daarvoor het hy betaal. Israel se straf is betaal vir hulle oortredinge. Daarom pleit Daniël vir bevryding. God se genade was vir hulle toeganklik. God se genade is slegs toeganklik wanneer die skuld op ons sondes vereffen is. Daarvoor kan alleen Jesus Christus sorg. Geliefdes, ons sing nie verniet en ons het vanmôre nie verniet die woorde van Gesang 69 vers 3 gesing toe ons skuld voor die Here bely het en gesê het, leeg, net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. Sonder dit wat Christus namens ons verdien het, het niemand van ons enige reg op God se genade nie. Die vraag is, dis nie vanoggend, hoe bid jy, of selfs wat bid jy nie, maar eerder, op watter gronde bid jy? Om watter rede rig jy jou versoeke tot God? Ons moet nie huiwer om met enige versoek na hom te gaan nie, maar wanneer ons gaan, moet ons onthou, ons is onwaardig.
Die enigste rede waarom ons mag vra, is omdat God genadig is en sy genade vir ons toeganklik geword het deur Jesus Christus. Geliefdes, om jou gebed af te sluit met die woorde, uit genade alleen bid ons dit, mag nie net vir ons 'n gewoonte wees, of 'n aanleiding wees dat ons nou naby die einde van ons gebed gekom het nie. Sonder hierdie woorde, is geen antwoord op gebed moontlik nie. Ons verdien niks nie. Nie eens ons skuldbelydenis stel in ons guns nie, maar dit laat ons wel besef hoe afhanklik ons van God se genade is. En hierdie genade is toeganklik deur Jesus Christus. Weet daarom vanoggend dit, geliefdes. As ek bid, sonder dat ek glo in Jesus Christus, sal nie een van my gebede verhoor word nie. Om deel te hê aan God se genade, vra dat ek altyd sal bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid ook nou saam. Grote, almagtige, ewige, lewende God, as ons lewens beskou en wanneer ons vanmôre ook na u wet geluister het, dan besef ons net hoe groot die afstand tussen ons en u is. Dan besef ons watter stuk genade dit is dat u ten spyte van hierdie geweldige verwydering en die kontras wat daar is tussen u as die heilige God en ons as 'n onheilige volk, dat u daardie kontras kom oorbrug het deur die Seun Jesus Christus. Daarom dank ons u bo alles vanmôre vir ons Here Jesus Christus, die ware Israel, die een wat 'n swaarder straf kon dra het as 70 jaar se ballingskap, omdat hy totaal van God verwyder was. Die een wie se straf dit moontlik gemaak het dat ons toegang kan hê tot God se genade. Vader, ons het so baie dinge wat ons vir u wil vra. Ons het so baie versoeke wat ons elke dag aan u voete kom lê. Ons het vanmôre ook baie dinge. U ken die omstandighede hier in ons land. U weet, Here, hoe swaar ons mense kry, hoe ons uitgemoor word. U weet van die korrupsie en van die swak regering waarin ons blootgestel word. U weet van morele standaarde wat verlaag word. U weet van die vervolging van Christene omdat hulle standpunt inneem vir dit wat reg is. Here, u ken ons pyn, u ken ons omstandighede en dis alles dinge wat ons aan die voete wil kom plaas, want ons het u nodig vir hierdie dinge. Want net u kan ons red, net u kan vir ons antwoorde en oplossings gee vir ons probleme. Net u kan die siekes in ons gemeentes gesond maak. Hulle vir wie ons ook aan u genade troon kom opdra vanmôre. Maar Here, ons besef vanmôre, ons is nie waardig nie. Ons kan nie sê ons het 'n gelofte by Bloedrivier afgelê, of ons is 'n verbondsvolk, of ons is heilig omdat ons kerk toe kom en daarom moet u ons gebede beantwoord nie. Ons weet, Here, en ons bely dit ook vanmôre en ons gryp daarom vas met ons hele wese dat die enigste rede hoekom ons vanmôre met hierdie dinge na u toe kan kom en vir u kan vra om op hierdie dinge vir ons antwoorde en oplossings en uitkomste te gee, is omdat Jesus Christus betaal het. En daarom kom ons in sy naam, Vader. En ons weet, hy is ons middelaar wat vir ons by u intree en wat ons gebede voor u aangesig bring, sodat dit vir u aanvaarbaar is. Ja, u Gees kom vat hierdie gebede van ons wat krom en skeef is en kom maak dit reguit voor u aangesig op grond van wat Jesus Christus gedoen het.
Daarom dank ons vir u genade. Dankie dat ons kan deel wees van u volk, deel van u koninkryk, omdat daar vir ons sondes betaal is. Dankie dat ons u ook kan aanroep soos Daniël as ons God, onse Vader, deur ons Here Jesus. Vergewe ons, Here, waar ons so dikwels na u toe kom op grond van ons eie geregtigheid, waar ons so baie keer kom en dink ons het rede waarom u ons gebede behoort te verhoor. Dink ons is waardig. Ons bely dit, Here, in skaamte en bid dat u genade vir ons genoeg sal wees. Wil u met ons gemeente wees? Wil u met elke broer en elke suster in hierdie gemeente wees, elkeen wat u nodig het, hulle wat miskien ver van u af is en wat u genade baie nodig het in hulle lewens, hulle wat swaar kry, hulle wat siek is, hulle wat bekommerd is, hulle wat in hulle huwelike probleme het. Bid, Here, dat ons ook in ons huwelike daarna sal strewe om u te verheerlik. Dat ons nie dit wat probleme veroorsaak tussen ons sal los totdat dit te laat is nie, maar dat ons nou reeds sal bid dat u genade ook vir ons genoeg sal wees ten opsigte van ons huwelike, ten opsigte van ons verhoudings met ons ouers en met ons kinders. Here, wil u in hierdie week wat vir ons voorlê, elkeen van ons dra. Baie van ons mense is met vakansie, en ons bid dat u ook met hulle sal wees en hulle veilig na ons sal terugbring, en dat die hand van beskerming oor elkeen sal wees. Al hierdie dinge bid ons van u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, en ons vra dit uit genade alleen. Amen. Liefdes, kom ons antwoord nou op die prediking deur saam te sing Psalm 352, die aandgesang. Ons sing daarvan die eerste en die 5de vers saam. Vers 5 sê, dank Vader, dank vir u genade, dis onverdiende guns alleen. Beoordeel u na reg my dade, waar sal ek stil, waar vlug ek heen? Maar nee, ek wil nie vrees nie, u spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie, in hom is rus vir my gemoed. Psalm 352 vers 1 en vers 5, daarna by staan u vir die uitspreek van die seën. Always
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle elkeen. Amen.